Goeiemôre, ons kan regmaak om te begin. Môre almal. Ek wil graag van die geleentheid gebruik om vir Dirk ons voorsitter te verwelkom en na vore te roep. Welkom almal. Dis lekker om julle weer hier te sien by die Sakekamer familie. Ek gaan nie vandag baie praat nie. Ek het hier so iets voorberei, maar Melchior voel ek moet julle nie skrik maak met allerlei goed soos 'n gedragskode en sulke goed nie. So, ek gaan net vir julle 'n paar kort motiverende slagspreuke net gou voor julle voorhou. Mark Twain, die ou het in 1835 gelewe tot 1910. Hy het nogal waarhede kwyt geraak wat van toepassing is vandag. Hy sê, never argue with stupid people. They will drag you down to their level and then hit you with experience. So, pas op. En 'n ander, ek weet nie, dis nou nie Mark Twain nie, maar ek weet nie sy naam nie. Hy het gesê, moenie kritiek vat van iemand by wie jy nie bereid is om raad te vra nie. So net so 'n paar goedjies. En ek het iets op YouTube ook raak geloop. Die ou sê small progress is still progress. En dan weer Afrikaanse dingetjie, spandeer meer tyd aan die oplossing as aan die oorsprong van die probleem. Dit maak vir my nogal sin. So ek wil net daai kort gedagtes met julle los. Ons het 'n kompetisie aan binnekort nie. Kompetisie is nou aan vir die besigheid van die jaar en die jeug-entrepreneur van die jaar. Hulle moet aansoekvorms invul vir dit en dit sal deur 'n paneel van deskundiges in ons geleedere geassesseer word en dan sal ons by die algemene jaarvergadering weer ons aankondig. Daar's ook 'n lekker prys vir hulle. Die entrepreneur, die besigheid van die jaar kry R25.000. Die jeug-entrepreneur kry R10.000. So die kompetisie is aan. En in Junie sluit dit asseblief. Die aansoekvorms is beskikbaar by Ilde en Francis. En jy kan dit gerus doen. Dit is nie lank nie, so 'n paar bladsytjies, 'n paar goed jy moet invul om te wys jy's 'n besigheid. En wat maak jou beter of verskillend as jou oppositie? So daai kompetisie is aan, dan gaan ons ook by die AEV aankondig persone of verdienstelike persone wat 'n sertifikaatjie gaan kry, wat iets in die gemeenskap gedoen het wat die moeite werd is. En daarvoor soek ons net nominasies. Nominasie is net ek stel voor so en so, hy's so dapper polisieman, hy het dit en dat reg gekry. Ek stel hom voor, dan sal ons goed kyk en besluit wie munisipale ou van die jaar, die polisieman van die jaar en die gemeenskapsbouer van die jaar. So ja, dis die kompetisies, die guiding principles of the Business Chambers Code of Conduct is beskikbaar ook by Francis hulle. Ek sal dit vir julle aanstuur, die wat dit wil sien. Dis maar net 'n lys van omtrent 10 goeders van waarvoor ons staan. Soos dat ons apolities is, ons trek nie kerke voor nie, taal nie, ras nie, gender oriëntering, al daai goed. Dis 'n hele lys, julle kan gerus daarna kyk. En dis wat ek elke dag in my strategie probeer inbou om seker te maak daai goed gebeur. So ja, welkom almal. Ek sien hier's baie nuwe lede. Francis hulle werf omtrent 10 nuwe lede in 'n maand. Ja. En hier sit my hele bemarkingspan nou bymekaar. Nikita, Gretchen, Hilde, Francis. So, ek dink is 'n formidabele span. Ons maak staat op julle. Ook in terme van vroue bemagtiging verwag ons julle moet dinge doen, maar julle doen dit reeds. Maar daar's mos nou binnekort teen die einde van die jaar julle maskerbal wat ons mans voor allergies is. En nog 'n vroue ding oor Mamma Mia. Nee, dis Mamma Mia is die maskerbal, nee. Nee, okay, daar's 2 goed wat hulle doen. So, ja, ek ondersteun hulle 100% in wat hulle doen. Ja, net vinnig sê, ons is apolities, ek ondersteun nie Palestina nie, met hierdie nekdoek van my nie. Dis maar toevallig, dit so amper soos een van daai goed lyk. Ons is bemoedig met die politiek, ons mag nie politiek praat nie, maar ek is baie bemoedig met wat gebeur het. Ons het 'n vreedsame verkiesing gehad, en ek dink ons kan nou begin bou in Suid-Afrika vir almal. Hoopelik.
Dis al wat ek kan sê. Hilde, jy kan maar die program verder neem, dankie. Baie dankie Dirk. Ons gaan vir jou nog daai bril reël, nuwe ene. Welkom julle. Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om vir die Standard Bank span te vra om net gou vir my op te staan. Net daar waar julle is, net vir my op te staan. Ons wil julle net verwelkom. Julle, dit is Standard Bank. Ons het die hele groep hier vanoggend. It's amazing. En dan wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om vir Lorette te vra om so net 'n paar gevleelde woorde te kom spreek. En niemand hoef te wonder wie borg hierdie oggend nie. Standard Bank, baie dankie vir julle borg en jy's welkom om na vore toe te kom. Voorsitter, bestuur, lede, baie dankie, wonderlike geleentheid. Ek moet eerlik wees, ek kyk na Drakensberg en die kommunikasie wat oor 'n ou se rekenaar kom en die aktiwiteit en ongelooflik opgewonde om te sien, jy weet, hoe die sake lei in hierdie omgewing, jy weet, rally, om 'n verskil te maak. En dit resoneer regtig baie mooi met Standard Bank se slogan. I mean, Africa is our home, we drive a growth. En dit is regtig wat ek kry in die sentiment en die aktiwiteite wat 'n mens sien en ek wil julle baie geluk wens met die effort wat daar ingaan, jy weet, om ons sakelei bymekaar te trek, jy weet, en dat ons gemeenskaplike punte kan aanspreek as 'n sakeforum. So baie dankie vir die geleentheid. Ek is nie soos Lorette wat te veel praat nie. Ek dink die geleentheid vir ons om vanoggend hier by julle te wees is basies maar net om vir die gehoor te sê, Standard Bank is in besigheid. Standard Bank is op balansstaat die grootste bank in Afrika. Ek dink groot is nie noodwendig goed nie. Ek dink dit gaan oor agility, maar ek dink ook binne in groot is daar spesifieke voordele vir die bank in terme van hoe ons kan solution, en julle moet verskoon, die Afrikaans en die Engels raak maar 'n bietjie van 'n mengelmoes as mense in die bank werk, want daar is die voertaal maar hoofsaaklik Engels. Maar ek dink dit is belangrik om te verstaan waar Standard Bank homself bevind in terme van die groter ekonomie. Ons het 'n 20% aandeelhouer in ICBC, dis die Industrial Commercial Bank of China. Hulle besit 20% van Standard Bank. Dit gee vir ons 'n geweldige goeie geleentheid om ons kliënte bloot te stel aan geleenthede. Dis 'n baie moeilike omgewing regulatories om in besigheid te doen. 'n Vertrouensverhouding is gewoonlik die moeilike deel om te establish. Maar ons het 'n Africa China desk waar ons byvoorbeeld kliënte help om met 'n goedgekeurde kliëntebasis in China sake te kan fasiliteer. En ek dink dis 'n wesenlike geleentheid, jy weet, waarin ons spesifieke produkontwikkeling gedoen het rondom Trade Suite, waar ons 'n end-to-end tipe proses kan fasiliteer in terme van invoere, uitvoere. En ons het daardie wat is die regte woord? Ons het daardie resources in die agterkant, jy weet, om sekere transaksies en geleenthede vir ons kliëntebasis moontlik te maak. Ek wil bitter graag net van die geleentheid gebruik maak om hiersoos 'n paar mense wat vandag van Standard Bank in die gehoor sit. Dit is maar net 'n gedeelte van die pakkie. Ek dink die bank se fokus is nie op 'n lys van produkte nie. Ek dink as ons gaan kyk na Standard Bank spesifiek, waarvan ons kompeterende banke se produktelyste miskien op bladsy 4 stop, gaan ons waarskynlik na 7 en 8 toe blaai. Maar dit gaan nie oor wat is die produkte wat ons het nie. Die produkte is daar en vir ons is dit belangrik om te verstaan in terme van die besigheid waar hy is, in terme van aspirasies groei en hoe ons van ons produkte kan inplug in die besigheidsmodel om seker te maak dat ons die besigheid kan ondersteun in terme van groei en in geleenthede wat hulle kan raak sien. In daardie opsig het ons dan nou ook 'n sakemodel waar binne ons kliëntebasis groepeer om seker te maak dat hulle vanuit 'n verhoudingsbestuur perspektief die nodige ondersteuning kan kry en aan dit gekoppel is daar dan nou verskillende onderliggende, kom ons noem dit nou maar ons spesialis produkbestuurders en persone wat ons ondersteun in terme van die bemarking
om seker te maak dat ons kliënte dan dienooreenkomstig kan ondersteun as dit rondom trade gaan, of dit rondom forex is of dit is rondom offshore establishment van trust in 'n fiduciary funksie. Daardie tipe instrumente is alles beskikbaar en dit is regtig net om voor ons kliënte te kom en om hulle besigheidsmodel te verstaan en 'n bietjie weg te beweeg van 'n kliënteversoek en jy weet waar die bank basies 'n tipe van 'n order taker word van dit is net 'n werkskapitaalproduk of dit is net 'n trade, maar om 'n begrip te hê. Jy weet in terme van waar die besigheid is en wat die besigheid se spesifieke behoefte is. En dis waar ons graag ons spesialiste wil inplug in daardie tipe gesprekke om seker te maak dat ons die nodige ondersteuning kan gee om besigheid te kan groei. Ek dink ons tyd hardloop uit. Ek voel al amper verlig, maar ek wil ook van die geleentheid gebruik maak net om 'n paar van ons staflede dan nou bekend te stel. Ek dink nie Lorette ek dink sy is redelik al onbekend alreeds hier. Dit is sy is ons netwerkdame, maar sy het ook 'n meer formele pos en sy kyk na eintlik die hele non-metro, ekskuus weer slang, ek weet nie om die woorde te gryp nie. Non-metro areas en dit is 'n redelike groot area van George, Alipad, jy weet al die platteland gedeeltes, dis George, die Oeverberg en dan basies ons Boland Weskus streek, non-metro. En binne na span is daar dan ook spelers soos Regan wat 'n verhoudingsbestuurder is en spesifiek kyk na 'n spesifieke segment van kliënte en dan het ons ook ons premium span en 'n groei span. En Monique Bester is ook vandag hier en sy is in ons premium span hier gebaseer in die Parel. Maar ons het dan verteenwoordiging regdeur ons geografika waarin ons dan nou seker maak dat ons met ons kliënte 'n verhouding kan vestig en waar ons hulle dienooreenkomstig kan ondersteun. Merchants, ons merchant afdeling is ook hierso, Adrian Snyman, ek weet nie waarom jy te sien nie, maar Adrian is daar aan die agterkant. Jy weet, en hy assisteer ons ten opsigte van ons fasiliteringsprodukte, kaartmasjienkies, ons het ook 'n e-commerce platform, jy weet, om kliënte te fasiliteer in terme van transaksies wat internasionaal moet plaasvind. So net 'n groot dankie ook vir die span om hier te wees en dan wil ek nie nog verder tyd neem nie. Ek dink ons commercial asset finance specialist en area bestuurder is ook hier in Nick Arends en werk redelik naby aan die ouens. Die area waarin ons opereer is redelik groot. Ek kan dalk so 'n stukkie mags dalk nie, maar ons dra groot boek in die Boland dis oor die 5 biljoen. Baie lending. En 'n groot deel van dit is landbou en landbou gedrewe. En Nick is iemand met wie ek baie gereeld gesels, jy weet, baie kredietdebatte en ons fasiliteer daardie prosesse, maar ek kan nie verder die tyd steel nie. Ek wil net weer eens dankie sê vir die geleentheid. En jammer, dit voel so 'n bietjie ongemaklik hier as ek so na die groot gehoor kyk, dan voel hy so 'n bietjie uit jou gemaksone en as jy 'n das aan het, is dit nog erger. So ek wil net vra of Nick vir ons 'n paar woorde kan spreek en waardeer weer eens die geleentheid. Baie dankie. Presentation, ek sien net vinnig daardie praat. Nick Arends, Standard Bank batefinansiering, ek is die area bestuurder vir die batefinansiering gedeelte. So die goed wat ons op batefinansiering of deur batefinansiering spesifiek finansier, sluit in die goed wat jy ken. Dis bakkies, trokke, maar dit sluit ook 'n hele klomp van toerusting in. So as jy enige toerusting het wat jy in die besigheid gebruik, as jy enige masjinerie het wat jy in die besigheid gebruik, as jy selfs in terme net van die IT setup sekere goed wil doen, praat gerus met ons. So dit is nou al daai produkte van bakkies, trokke, masjinerie, implemente, kantoortoerusting, alles sluit daarin onder batefinansiering. Maar vandag het ek so 'n klein hoekie wat ek net wil vat wat baie bekend is en ek dink is 'n baie relevante onderwerp, is net om te praat rondom sonkrag-energie en ons finansieringsopsies rondom sonkrag-energie. Maar voordat ek begin, sommer net so interessant, rondom Drakensberg het ek 'n bietjie, weet, 1 of 2 goedjies net vir myself gesien. Is iemand met die naam van Hendrik vanoggend? Niemand nie, want as jy Hendrik sou gewees het, was jy in goeie geselskap, omdat die ou na wie Drakensberg vernoem is iemand met die naam van Hendrik Adrian van Reda, as ek dit reg het. En dankie Dirk. Dirk het begin praat oor waarvoor staan Drakensberg. En dit was so interessant vir my dat ek min of meer dieselfde
jy weet tipe van net 'n gedagtegang het van waarvoor ek dink Drakensberg staan, Dirk, en ek dink jy het dit bevestig sodat my aanname nie daaroor heeltemal verkeerd is nie. Ek het met die inligting wat ek het en met gesprekke met van my kollegas, dit is waarvoor julle staan, ek weet dit. Dis dignity. Dit is neighborly. Dit is enthusiasm. Dit is 'n hele klomp goed waarvoor Drakensberg staan. So net van my kant af 'n kompliment vir die Sakekamer en vir die beginsels van die Sakekamer en vir die roete waarop die Sakekamer is en die pad waarop julle is. En soos my kollegas gesê het, ons is hier om te ondersteun op watter manier. Hoef nie net altyd finansiëel te wees nie, dit kan ook by wyse van net gesprek en kennis deel en insig deel. Ons het baie intelligensie rondom industrie, ekonomiese vooruitsiening en ons nooi julle uit. Vandag wil ek net julle uitnooi, het 'n gesprek met ons. Ons sal hier wees nog hierna, maar het 'n gesprek met ons. Kom check in met my rondom batefinansiering. Ons sal graag 'n gesprek wil hê. Nie noodwendig dat julle by ons moet bank en 'n produk neem nie. Yes, natuurlik sal dit 'n lekker pluspunt wees as iemand sê, maar luister, ek wil 'n bakkie koop of 'n trok. Maar ek dink is die beginsel van dat ons oop is vir gesprek en ons wil julle besighede help. So net rondom die sonkrag energie, so een of twee goed, ek weet die tyd is beperk, so verskoon die spoed. Die volgende slide sê, ons leef in 'n veranderde wêreld. Nou hierdie inligting wat ek hom so gekry het, is 'n redelike oueriges, kan hy gaan? Die wêreld waarin ons lewe verander. Ek bedoel, daai goed het 'n tyd terug nie bestaan nie. Kyk net hoe lank dit gevat het vir hulle om 1 biljoen lede te kry. Van die begin af, en ons het al die maatskappye wat heeltemal anders besigheid doen. Net die volgende slide asseblief. Daar's enetjie wat hier is daarop, is die TikTok. Ja, so hulle sê hy binne 'n jaar het hy 1 biljoen lede het hy gekry. So ek dink die kern van die boodskap tot dusver is met maatskappye soos Amazon wat nie 'n winkel het nie, Uber wat nie 'n motor in hulle eie besigheidsnaam besit nie. Leef ons in 'n veranderde wêreld. En as ons dan verder gaan, ook daar's ook rondom die SSEG wêreld, die sonkragwêreld, is dat telkens verandering wat daar is, en sonder om in detail daar te gaan, dan kan die volgende ene toe asseblief. So wat sê Standard Bank? Standard Bank sê, ons weet daar's elektrisiteit onstabiliteit. Ja, so was nou lekker, of het is lekker, en ek sê was nie. Kom ek gebruik die huidige, die present tense soos hulle sê, dit is en dit sal lekker wees om konstant nie elektrisiteit onstabiliteit te hê nie, soos die afgelope tyd het. Maar ons weet ook dat elektrisiteit doen ook ander goed. Dit het 'n impak op die winsgrense van kliënte. Dit beïnvloed die volhoubaarheid van kliënte. So ons weet allei goed, en op grond daarvan op die volgende slide het ons ook dan 'n rasionaal vir onsself ontwikkel en gesê, weet ons moet hierin begin as 'n produk wat vinnig is van hoe ons kliënte kan help om vinnig finansiering in die sonkrag industrie spesifiek te kry. Die volgende een asseblief. Daar's inligting rondom load shedding days, hoe dit was oor die afgelope paar jaar, 5 jaar terug, wat jy kan sien, 24 het ons eers bygesit nie, dit was net so erg. Die volgende een asseblief. Daar kan julle sien die ure van load shedding, kyk net hoe was dit in 2023. Hengse effek wat dit het op 'n besigheid, op u besigheid. Eers jy kan net dink, jy staan stil as die inkomste nie, allerlei goed wat die effek het. Maar jy het nog 'n uitgawe van die personeel betaal en al die ander goed wat daarmee gepaard gaan. So ons sê ons verstaan dit. En ons verstaan ook hierdie een spesifiek. En dit is as jy nie sonkrag het nie, en selfs al is daar nie nou load shedding nie, is hierdie vir u van belangrik. Is hierdie slide is om te sien dat daar's 'n verskil tussen waar ons projekteer, Eskom se kostes gaan wees, en dis die geel lyn, kan sien hy's in 'n opwaartse kurwe, hy word geprojekteer as heeltyd opwaarts, terwyl daar in die blou kurwe wat die koste van sonpaneel energie is een wat begin stabiliseer het, om die waarheid te sê, die een wat
wat hiervandaan gefokus word. Hy het 'n bietjie van 'n spike gehad hier nou vir my sê daar in een, maar dit is omdat die behoefte is, moes maar vraag en aanbod. Daar was 'n groot vraag en dis hoekom hy die pryse bietjie opgestoot het in daai spesifieke tydsomgewing, maar hiervandaan gaan hy afplat. Maar daar's altyd 'n verskil tussen wat gaan Eskom jou kos en wat gaan sonenergie jou kos. En dis die beginsel waarop ons finansiering moet doen. Die volgende keer asseblief kan maar aangaan van daai ene. So wat ons doen, as jy na ons toe kom, op een manier van batefinansiering vir sonenergie, dan werk ons vir dit uit. Jy bring net 'n kwotasie, ons check in met die supplier en ons trek 'n model om te sê, waar is u gelykbreek vir daai projek wat jy wil opsit. En weet jy wat is die goue doel wat ons wil hê is? Ons wil hê dat die stelsel wat jy insit, moet nie meer kos as wat jy tans op elektrisiteitsrekening betaal nie. Ons wil eerder sien dat die model vir jy so uitwerk. En as die model nie so uitwerk nie, dan laat ons jy weet en sê, weet jy, die model werk het, is jy bereid om die koste te subsidieer. Maar die meeste van die modelle in terme van sonkragtenergie met die eskalasie, en ons is baie konservatief in ons eskalasie, ons werk maar op 8%, maar Eskom het die afgelope tyd oor 11% opgegaan. Ons wil hê, dit moet vir julle werk. Ek sê vir vandag, in my lang tyd in Standard Bank by batefinansiering en al die produkte wat ons finansier op batefinansiering, dis inkomste, produktiewe bates. So dis reg om 'n bakkie te hê want hy genereer inkomste. Dis hoekom ons dit finansier. Dis reg om 'n trok te hê want hy genereer inkomste. So hy maak inkomste. Maar daar's geen ander produk wat direk inkomste vir u gee as sonpaneelfinansiering nie. Want die direkte inkomste wat hy vir jou onmiddellik gee is, jy kry van maand 1 af, as ons hierdie som vir jou gedoen het en gejaag doen het, jy kry van maand 1 af geld terug in jou rekening. Nou wie wil jy so besigheid doen nie? So kom gesels met ons. Ons kan met die gesels, ons het 2 tipes. Dink ek het die verskil gesit, maar as jy miskien vinnig kan aangaan. Ons het 2 finansieringsopsies. Ons het een wat ons normale batefinansiering doen, waar ons daai modelletjie doen, soos ek nou gesê het, sit saam, kan dit finansier tot 'n periode van 10 jaar, geen deposito, jy hoef nie die eienaar van die gebou te wees, ons finansier dit nog altyd, ons sê net kry 'n roof structure, hier ooreenkoms, jy die reg, jy hier, daai dakspasie, want die ou mag dalk net later sê, maar jy maak lekker geld, hy wil eerder dit hê, so daar seker goed wat ons maar inbou daar rondom, so dit is die een produk. Jammer vir die Engelse term, soos Wynand sê, maar ons moet die business as usual solar. So dis hy, praat met my projekte van 250 tot by, wat is die grootste wat ons al gefinansier het, 40 miljoen. Tot by daai syfer, doen ons op hierdie ene. Maar, dan net so vinnig die volgende 2-3 slides is, ons het ook 'n ander produk, ons noem die Business Solar Loan, wat in ooreenkoms met die regering is. Hulle het 'n waarborg gegee van 30%. Dit is net tot die einde van Julie toe, dan trek die regering hulle waarborg terug en ek aanvaar hierdie produk gaan dan eers totdat daar verdere ooreenkomste is, eers dan stop. My Business Solar Loan kan jy self aansoek doen. So jy klik, jy het die kwotasie, sit die inligting in, hy word goedgekeur met minimale inligting. Regan as jy kan sê, hy proses is maklik. Ons het seker vir laaste 2 weke so 6 van hulle wat ons deurgedoen het. Soos 'n maklike proses wat die kliënt self administreer. Verskil hier is, ons gee vir die kliënt onderkant 500,000, gee ons vir jou die geld. As kliënt, jy vat die geld, jy betaal die verskaffer met daai geld en dan is dit op finansiering van dag 1 af. As dit meer as 500,000 is, dan betaal ons dit terug na die verskaffer toe self. Verskil tussen business as usual solar loan en die business solar loan is, een is die periode, hierdie een is net tot 60 maande, en die ander verskil is, in hierdie een doen ons nie 'n feasibility study nie.
So in hierdie een is die aanname net die kliënt het die behoefte vir die finansiering van sonpanele en daarom wil hy dit doen en ons probeer 'n makliker, vinniger proses deur hierdie een doen. So gesels met ons. Ons het verskillende mense wat kundigheid het. Ons wil graag help. Ons is oop vir gesprek. So baie dankie net vir die geleentheid om vinnig met u te praat. Ons is heeltyd hier en ja, ek wens ook net die Sakekamer sukses toe op julle pad vorentoe. Dankie. Baie dankie. Wys jou net hoe die dinamika van besigheid verander. As ons kyk na mediese en solar en al hierdie amazing goed wat gebeur. Julle baie dankie Standard Bank vir julle bydrae vandag. Dan wil ek graag net sommer namens Lemoenkloof Boutique Hotel vir hulle bedank vir die fasiliteite. Hulle het nou nie 'n of 'n persoon wat gaan praat vandag nie, maar ek wil net sommer namens hulle gou-gou vir julle noem dat hulle is 'n boutique hotel. Hulle het fantastiese geriewe, konferensiesentrum, soos wat julle nou al reeds hier in sit. Ons het ook besluit om ons AGM hier te hou met trots, verskriklike roemryke hotel, met ook slaap of akkommodasie vir besigheidseienaars of vir enigiemand wat akkommodasie gaan benodig vir wie ook al dit nou sou wees. En ja, ondersteun hulle asseblief. Hulle is local en ek is seker julle almal het al reeds in die Parelpos gesien. Daar was 'n berig oor hulle laasweek in waar daar die nuwe sake-eienaars van die Lemoenkloof Boutique Hotel bekend gestel is. So vir die wat dit nie gesien het nie, gaan maar aanlyn. Dit is ook daar op hulle Facebookblad Parelpos. En dan wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om vir Dr. François van der Kolf na vore te roep vir sy aanbieding. Baie dankie vir die geleentheid. So hele rukkie gelede was daar 'n spreker wat gepraat het van die goedes waarmee besigheid moet deel elke dag. Hoë rentekoerse, ekonomiese onstabiliteit en so aan. Ek wil net graag bietjie perspektief gee. En baie mense sal as ek hierdie ding ken, is die 5 magkragte van Porter. Hy het dit so in 1980 geskryf. Ek noem net so die hoofopskrifte, supplier. Dit is die dinge waarmee 'n besigheid elke dag moet deel. Suppliers, potential entrants, substitutes, buyers en industry rivalry. Dit is in 1980, dit is nog baie relevant. 34 jaar later het Microsoft Risk Company hierdie risiko's geïdentifiseer, is bietjie meer duideliker en ook baie relevant. So dan dit is nou alles beheerbare en bestuurbare risiko's waarmee 'n besigheid elke dag deel. Dan is daar die Black Swan. Dit is 'n konsep wat 'n persoon met die naam van Nassim Taleb in 2010 ontwikkel. Dit is die sogenaamde curveball. Jou COVID is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. So dit is dinge waarvoor jy moet voorbereid wees. Dit kan, as jy al hierdie risiko's in ag neem, dit kan ongelooflik oorweldigend wees. En dit gee, ja, ek is seker daar is nog heel wat. Jy moet maar net voorbereid daar wees. En dit gee ook maar net 'n snapshot vir jou. En hoe jy hierdie tipe risiko's deel, sal afhang van hoe voorbereid jy is. Dan in die volgende slide, dit is nou maar 'n dingetjie wat ek nou voorberei. Jou maatskappy of onderneming se finansiële gesondheid lê iewers op hierdie kontinuum. Dis Ethiopia aan jou heel linkerkant, dis jou supergesonde maatskappy. Dis die ideaal. Kontantvloei is positief, jou werknemers is gelukkig, jy het goeie verhoudings met jou suppliers, verskaffers, en dan aan die ander kant jou kopers. Aan jou linkerkant is jou negatief, die likwidasies.
Ek dink almal weet wat dit beteken. Ek gaan nie daaroor uitbrei nie. Dan wat ek noem maar 'n grys area, business rescue. Ja, dit is 'n situasie waar dit kan werk. Dit is 'n ding wat deur die maatskappywet, hoofstuk 6 van die maatskappywet voorgeskryf word. As jy 'n geregistreerde maatskappy is jy verplig om, as jy bewus word daarvan dat jy binne 6 maande nie jou verpligtinge kan nakom nie, moet jy business rescue verklaar en jy moet in business rescue gaan. Andersins staan jy oortree jy die maatskappywet en staan jy die risiko van wat hulle noem mirakulose bestuur. So dit is waar ek nou in die prentjie kom. Net my profile slide. Ek sê daar also helping businesses safely navigate through turbulent times. En nou as ek net die analogie kan gebruik, ek is jou sogenaamde skeepsloods wat jou help om jou groot skip, vragskip, passasiersskip of jou seilbootjie in die hawe te kry, uit die hawe te weer te kry en sorg dat jy al die gevare kan systap en ek sal vir jou al die gevare wys. Ek bied my dienste aan wat hulle noem 'n fractional CFO aan. Dit is 'n redelike nuwe konsep in Suid-Afrika. Groot in Amerika en baie gewild daaroor. Wat is 'n fractional CFO? Dit gee vir jou toegang tot my finansiële ondervinding en expertise. Ek doen dit op 'n ad hoc basis. Ek het klomp kliënte. Ek werk nie net vir een persoon nie, en ek kan op 'n ad hoc basis werk, deeltyds en as and when needed. Dan 'n baie groot ding is, dit is 'n bekostigbare diens wat ek gee. Jy hoef nie 'n voltydse finansiële persoon aan te stel nie. My fooie is baie billik en onderhandelbaar. Dan net 'n lys van dienste wat ek aanbied. Daar is 'n hele lys. Dit is maar net 'n voorbeeld van die goed wat ek aanbied. Die doel is om jou te help om jou besigheid financial resilient te kry, om jou sterk te maak, dat jy al hierdie aanslagte, al hierdie risiko's, ek sê nie sê uitskakel, jy gaan nooit 'n risiko uitskakel, jy gaan dit net beter kan beheer. En dan ook om headroom in jou finansiële forecast te kry, of jou finansiële situasie te kry, dat jy die sogenaamde black swans beter kan hanteer. My poging is dan om op daai groen pyl jou so ver as moontlik na jou linkerkant na Ethiopië te kry. En dan help ek ook nuwe besighede, besigheidsontwikkeling. Ek doen besigheidsplanne. Ja, daai plan kan jy gebruik vir finansiering en of jy kan dit gebruik om as riglyn te dien as 'n argiteksplan om jou besigheid vorentoe te bestuur. Baie dankie. Daar's 'n paar pamflette en besigheidskaartjies al voor vir die wat belangstel. Dankie. Okay, so Dirk het so 'n bietjie uitgebrei oor die algemene jaarvergadering en ek wil net aansluit by hom. Datum 26ste Julie. Dit sal reeds om 6:00 begin en dit sal ook hier wees by Lemoen Kloof Boutique Hotel. Die doel agter die algemene jaarvergadering is natuurlik spesifieke nominasie vir sakeman, sakevrou van die jaar en dan natuurlik ook die entrepreneur van die jaar. En soos Dirk genoem het ook, daar sal verskeie nominasies wees. Daar is al reeds 'n groepie mense wat nominasies ontvang het per e-pos. Ons gaan regtig moeite doen. Ons het hierdie jaar besluit ons gaan 'n video-opname doen ook by hierdie besighede, wat ons dan natuurlik aan die advieskomitee en die komitee wat saamgestel word deur die direksie om dan die bepaling te maak van wie die spesifieke kandidaat en die wenners sal wees vir die kategorieë. So ons vra vir die ouens, julle is nie beperk om deel te neem nie. Dit is oop vir almal, maar daar is ook ouens wat ons baie sterk voel moet regtig deelneem. Die kaartjies is ook beskikbaar en kan al reeds gekoop word teen R350 'n kop. Ja, of R3,500 per tafel. So julle kan kaartjies by julle kan ons e-pos stuur of vir my of vir Francis kontak op info@Drakensberg Sakekamer of natuurlik by marketing@Drakensberg Sakekamer. Dan wil ek graag oorgaan na die maskerbal.
Ons maskerbal is 'n baie lekker geleentheid vir die manne en die vroue in die sakewêreld om net 'n bietjie saam te kuier en dit is die een aand in die jaar wat jou vrou haar mooiste rok gaan uittrek. So ek wil regtig sê en julle uitdaag, aantrek, maar uittrek. Ek dink ek het nou almal se aandag. So julle neem asseblief van hierdie geleentheid gebruik. Kom en koop kaartjies, kom neem deel. Ons gaan 'n groot veiling hou. Ons het 'n Guma Awards kunstenaar wat optree, Dewald Dippenaar van die ou plaasdorp, vir die wat hom nie ken nie, wys jou muis. So dit is regtig waar ons doen baie moeite en ons het baie geleentheid ook nog vir borge. As jy wil betrokke raak, asseblief, ons het nog veiling items nodig, onder andere, ek sien ons nog steeds 'n paar manne wat vir my lag. En dan natuurlik ons spreker, wat dan natuurlik gaan wees, E.L. Goshlin. En ja, soos ek sê, ons skep vir julle geleentheid, julle moet net van die geleentheid gebruik maak, kom woon dit by en kom geniet dit. En dan spesifiek vir die vroue, Mamma Mia, ons vroueoggend, soos almal weet, die 9 Augustus val op 'n Vrydag, wat beteken almal wat in die Kaap bly, pak hulle tassies vir 'n lang naweek weg. So ons het besluit om hierdie event natuurlik dan nou op 'n ander dag te hou, sodat ons nog steeds die 14 Augustus kan Vrouedag vier, al is dit nou na die datum, maar ons het vir julle 'n verskillende nice program bymekaar gesit, en ons tema is Mamma Mia, jy gaan lekker aantrek, Mamma Mia tema, en ons het 'n kunstenaar wat ook vir ons gaan kom optree, dis absoluut weggeeprys, weer eens R350 per kop om by te woon. Dit sluit jou kos en die vermaaklikheid en alles in. Ons gaan ook weer gelukkige trekkings hê, so asseblief julle kyk in daarop, selfde reël geld, kaartjie verkope weer Eelde, Gretchen is ook hier en so voort, so julle kan definitief met enige van ons praat as daar vrae is. Julle kan ook tafels koop vir die verrigtinge en ja, dan beweeg ons aan. Ons volgende sake koffie geleentheid kan julle sien is ons by The Wagyu Experience. Hulle het nou intussen tyd heel wat ontwikkel by die perseel en ons hou daarvan om bietjie doelgerig, bietjie nuwe uitdagings. Ons gaan kyk na nuwe besighede en ook natuurlik na besighede wat, jy weet, hulle spasie en hulle plekke bietjie vergroot en mooier maak en bietjie geld bestee in hulle besigheid. So The Wagyu Experience het so bietjie veranderinge aangebring en hulle het ons weer genooi en gevra om dit daar te kom hou. So dit sal dan die 28ste Junie plaasvind, so jy kan dit so lank dagboek aan jou kant. En dan ontbyt by Wiesenhof Franschhoek, Kobus Wiese Fondsinsameling, en dit is 'n event wat Garine hulle host, en dit is kickboxing vir Dylan, en ek dink amper daar's 'n videoetjie wat jy speel, Ian? Laas gespeel. Jy het hom die vorige keer gespeel. So ons het nou nie die video vandag nie, maar ons sal dit, of ons gaan hom sommer gou wys, dan kan julle net so vinnig 'n idee kry. Nee, dit is op ons stop. Okay, so ons het nie die video nie, ons beweeg aan met die program. Asseblief ondersteun hulle, daar is kaartjies te koop by Garine, vir die wat nie weet wie is Garine nie, sy sê oulike dame wat julle ontvang as julle inkom in die oggend by die sakekamer, by die registerafdeling. Dan wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om die volgende mense te bedank. Eerstens op ons lys, Standard Bank vir hulle kontantborg en dan ook vir die feit dat julle vandag vir ons ook moontlik gemaak het. Baie dankie vir julle en julle span wat hier opgedaag het. Dit is dis amazing. En dan Dr. François van der Kolf vir sy aanbieding. Lemoenkloof vir hulle gasvryheid en vir die fasiliteit wat hulle vir ons beskikbaar gestel het. Die heerlike kos en die lekker warm koffie en tee op hierdie koue dag. Ian, vir die opstel van die groot skerm en die klank en die beheer daarvan, wat baie uitdagend is soms. En dan natuurlik vir SC, wat ons YouTube plasing doen, elke maand, en soos wat ons sake koffie geleenthede hou op Facebook ensovoorts.
En dan natuurlik vir Media24, Parel Pos vir die advertensie wat hulle elke week of soos wat ons Sake Koffie hou vir ons plaas in die Parel Pos koerant. En dan natuurlik vir Anita de Bruin, fantastiese fotograaf, vir al die tyd wat jy hier insaai, ons waardeer dit opreg. En myself, Elde, vir die Facebook en bemarking, opstel van uitnodigings. En dan almal wat gelukkige trekkings gegee het, in hierdie geval was dit Walt Rose, en dan almal wat hulle produkte aangebied het. So met ander woorde, almal wat hier voorkom staan het, baie dankie vir julle insaag, dankie vir julle. Ons AJV se spreker aankondig. O, die AJV se spreker aankondig. O ja, ons AJV spreker vir die algemene jaarvergadering is die ekonoom Rolf Botha. Vir die wat hom nie ken nie, hy's Rolf Botha, hy's baie bekend op Bok Radio. Hulle praat van hom as die positiefste ekonoom wat daar is. Ek het onlangs by 'n uitreik in Rossenwil na sy praatjie geluister. Julle, dit was next level. Ek weet ek gebruik nou 'n Engelse term, maar daar's nie 'n beter manier om dit uit te druk nie. Ek was so positief oor besigheid na ek daar uitgestap het en ek dink ons almal het nodig om dit te hoor. Ja, en dan wil ek net laastens vra, voordat ek julle almal die geleentheid gee om lekker net te bemark en onder mekaar te netwerk, dat al die manne vir my vanoggend by mekaar kom aan die buitekant hierso vir 'n foto. Ons het nou al soveel vroue groepfoto's, maar ons wil graag van die manne, al die sake manne 'n groepfoto neem. Baie dankie en dan julle kan nou van die tyd gebruik maak om te netwerk sodra ons die manne se foto geneem het. Bly gerus vir nog 'n bietjie koffie.